Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 29ste Oktober 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: duisende meisies tussen 10 jaar en 14 jaar is swanger in Suid-Afrika. Nuushooftrekke vir vandag: aanvalle in Gaza word weer hervat. Duisende meisies tussen 10 en 14 jaar is swanger in Suid-Afrika. Fort Hare Universiteit, verskeie organisasies gaan help om die plek weer op te bou. Desmond Brits moet haar deel met die kolf bring in vandag se semifinaal teen Engeland. George Linde maak geskiedenis teen Pakistan in T20 wedstryd. Jesslyn Kolbe is op heel agter teen Japan gekies. Die Departement van Basiese Onderwys, die DBO, bly diep bekommerd oor die krisis van duisende skoolgaande leerlinge tussen 10 en 14 jaar oud wat swanger word. Sifiwe Gorube, minister van Basiese Onderwys, voer so aan in 'n parlementêre antwoord waarin sy onthul dat 2833 kinders in die ouderdomsgroep van 1 April verlede jaar tot 31 Maart vanjaar swanger geraak het. Ontando Noloshunga, EFF hoofsweep, wou in 'n parlementêre vraag weet hoeveel leerlinge tussen 10 en 14 jaar in die betrokke boekjaar by skole landwyd swanger geraak het. Sy wou ook weet wat die DBO gedoen het om hierdie bylaag 5 strafregtelike oortredings by die polisie aan te meld. Kwarube sê verder, die DBO se data oor leerlingswangerskappe word deur die onderwysdepartement versamel wat gegrond is op verslae wat skole indien. Sy benadruk egter dat die datastelsel deur onderrapportering beïnvloed word, aangesien nie alle gevalle van swangerskappe aan skole bekend gemaak word of onakkuraat aangeteken word. Kwarube sê 2 sleutelraamwerke verseker saam dat alle gevalle van leerlingswangerskappe as kinderbeskermingsaangeleenthede hanteer moet word met toepaslike regs- en psigososiale ingrypings. Dit vereis van skole om alle swanger leerlinge na die naaste gesondheidsgerief te verwys vir mediese assessering, voorgeboortelike sorg en berading in samewerk met die Departement van Gesondheid. Swanger leerlinge moet ook na die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling of 'n geregistreerde kinderbeskermingsorganisasie verwys word vir psigososiale ondersteuning, berading en die assessering van moontlike seksuele misbruik of statutêre verkragting. Kwarube sê waar leerlinge jonger as 16 jaar is, kom dit neer op statutêre verkragting en die skole verplig om dit by die polisie te gaan aanmeld. Daar word ook van skole verwag om kwartaallikse verslae aan hulle provinsiale onderwysdepartemente voor te lê met besonderhede oor gevalle van leerlingswangerskappe, insluitend verwysings na die polisie, die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling en Gesondheidsgeriewe. Die DA gaan weens die krisis in die Suid-Afrikaanse Polisiediens, die SAPD, se forensiese afdeling 'n volledige forensiese hervorming eis om professionaliteit, deursigtigheid en openbare vertroue in polisieering te herstel. Ian Cameron, DA-LP en die party se adjunkwoordvoerder oor die polisie meen die aksie is dringend gegee die skokkende getuienis wat maandag voor die Madlanga Kommissie gelewer is, wat 'n nasionale krisis in die SAPD se forensiese en ballistiese stelsel blootgelê het. Brigadier Mishak Makabela, nasionale hoof van die ballistiese eenheid, het maandag aan die kommissie van ondersoek na misdadigheid en korrupsie in die strafregstelsel erken dat die oorspronklike verslag vol foute was en verskeie kere herskryf moes word deur dieselfde ontleder. Cameron, wat ook die voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor polisie is, sê lydens Makabela se getuienis het bladsye vervang, beëdigde verklaringe weer ingedien en minstens 3 weergawes van dieselfde verslag geleaseer. Alles voordat kritieke bewyse geverifieer is. Die kommissie het maandag gehoor dat Makgotloe, wat nog voor die kommissie moet getuig, nie deur die ballistiese toetse die wapen wat in Swartse moord gebruik is met die moorde op DJ Sambodi en DJ Wintos kon verbind nie. Die reeksnommers van die 4 wapens was verwyder en Makgotloe kon dit nie herwin het nie. Die takspan wat georganiseerde misdaad ondersoek het toe die 4 wapen na KwaZulu-Natal gestuur vir 'n tweede opinie waar die reeksnommer wel herwin is. Israel het gisterand sy lugaanvalle op die Gaza-strook hervat nadat hy Hamas daarvan beskuldig het dat hy die skietstilstand geskend het deur onder meer Israeliese soldate aan te val. Israel se aanvalle het ook 'n gebied naby die Shifa Hospitaal, die grootste operasionele hospitaal in die noorde van die Gaza-strook, geteken het, ooggetuies en Hamas media gesê. Israel Katz, Israel se minister van verdediging, het gesê Hamas het Israeliese troepe aangeval ondanks die skietstilstand en het beloof dat die groep 'n duur prys daarvoor sal betaal. Die terroriste organisasie Hamas
sal 'n duur prys betaal vir die aanval op ons soldate en vir die verbreeking van die ooreenkoms om die oorskot van gijslaers aan ons terug te gee. Hamas se aanval vandag op Dinsdag op die soldate het 'n rooi lyn oorgesteek waarop die Israeliese weermag met groot mag sal reageer, so het Katz in 'n verklaring gesê wat deur sy kantoor uitgereik is. Gemeenskappe leef in vrees, terwyl die nasionale regering se gesentraliseerde beheer oor polisieering elke liewe dag lewenskos, so sê Benedicta van Minnen, DA-LPW en die party se Wes-Kaapse woordvoerder oor polisietoesig en gemeenskapsveiligheid. Dit gaan nie oor politiek nie, dit gaan oor die red van lewens. Die tyd van praatjies is vir ons verby. Ons kan nie aanhou treur terwyl Pretoria sloer nie, so sê van Minnen. Die polisie se jongste kwartaallikse misdaadstatistieke wys dat 240 bendeverwante sterftes oor Suid-Afrika heen van Januarie tot Maart vanjaar by die polisie aangemeld is, van wie 208 slagoffers in die Wes-Kaap was. Daar was in die 3 maande ook 308 bendeverwante voorvalle van poging tot moord, 273 daarvan in die Wes-Kaap. Professor Fairo Chakalia voer in sy parlementêre antwoord aan dat die polisie sy strategie aangepas het om gesofistikeerde bende-netwerke op die Kaapse vlaktes met radsheid en prestasie te beveg. Chakalia sê die polisie in die Wes-Kaap prioritiseer steeds die toewyding van personeel, toerusting en operasionele steun gebaseer op misdaadtendense. Benewens die bestaande beskikbare hulpbronne vir die teenbende eenheid, ontvang eenheid, steun van die tegnologie en innovasie gedeelde dienste sentrum. Senzo Mchunu, minister van polisie wat op spesiale verlof geplaas is, was in Maart baie ontevrede omdat sy direktief van 31 Desember waarin hy beveel het dat die politieke moorde taakspan onmiddellik moet ontbind, nog nie uitgevoer is nie. Estel Maatlaai het gister voor die parlementêre ad hoc komitee wat luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, polisiekommissaris van KwaZulu-Natal se beweringe van polisiekorrupsie ondersoek getuienis gelewer. Hy meen Mchunu wat die taakspan ontbind omdat polisielede in Gauteng op inligting afgekom het wat daarop dui dat 'n dwelmkartel die polisie, die politieke sfeer en die regbank geïnfiltreer het. Hy beskuldig luitenant-generaal Shadrack Sibia, nasionale adjunkt polisiekommissaris, ook daarvan dat hy 121 saakdossiere onwettig van die politieke moorde taakspan weggeneem het. Advokaat Linus Breitenberg, DA-LP, wou weet hoekom het vir Mkhwanazi nodig was om op 'n Sondagmiddag 'n mediakonferensie te hou terwyl almal al jare lank bewus is van die polisie se probleme. Damian Klopper, DA-LP, het Matlali gevra of hy bewus is van faksies in die polisie. Volgens Matlali is daar geen faksies in die polisiediens nie. Eerlike, hardwerkende polisiebeamptes kan nie as 'n faksie gekenmerk word nie, so meen Matlali. 'n Jong perdeliefhebber wat 'n sleutelbeen gebreek het nadat 'n perd op 'n plaas in Bloemfontein afgegooi het, sterk tuis aan nadat sy operasie in 'n hospitaal in die stad ondergaan het. Die 14-jarige Adassa Jank het verlede Woensdag in die Life Rosepark Hospitaal in Bloemfontein 'n operasie aan haar regter skouer ondergaan nadat sy die dag van tevore haar sleutelbeen gebreek het toe sy deur 'n perd op 'n plaas in Beinsvlei, ook in Bloemfontein, afgegooi is. Janneke sê haar dogter is die afgelope 11 jaar passievol oor perdry en is mal daaroor om perde af te rig. By die afgelope 18 maande aan uithoutritte oor die land heen deelgeneem. Sy sê hoewel hulle nie 'n mediese fonds het nie, is hulle aangeraai om haar dogter hospitaal toe te neem, waar die chirurg verduidelik het dat sy definitief 'n operasie aan haar skouer sal moet ondergaan. 'n Vriend wat 'n ortopediese chirurg in die staatssektor is, het ook bevestig dat Adassa 'n operasie nodig het, maar dat die staatshospitaal ongelukkig net 'n ekstraal sal doen en haar sonder 'n operasie huis toe sal stuur. Dit sou lewenslange skouerkomplikasies en verdere pyn tot gevolg gehad het. Janke het 'n fondsinsamelingsveldtog begin om Adassa se mediese kostes te help dek. Meer as 50 organisasies het byeengekom om op te staan vir die beskerming en voortbestaan van die Fort Hare Universiteit in die Oos-Kaap. Skade van tot 500 miljoen rand is vroeër van dese maand op die universiteit se kampus in Alice aangerig tydens gewelddadige studentebetogings. Die organisasies en individue is ernstig verbind tot die hernuwing van die Oos-Kaap, die bou van deursigtige en verantwoordbare instellings, die versterking van responsiewe en etiese bestuur en die koestering van aktiewe burgerskap in ooreenstemming met die waardes van Suid-Afrika se grondwet, lei hulle gesamentlike verklaring. 7 universiteitsgeboue het tydens die betogings in die slag gebly weens brandstigting. Drywighede op die kampus is ook so 2 weke lank tot stilstand gedwing. Hoewel die skare uit verskeie oorde veroordeel is, het burgerlike organisasies aangedui hulle wil rol speel in die volgende fase. Die samekoms van die organisasies het gevolg nadat die organisasie Equality Collective na sy netwerke uitgereik het
Platinum het in 2024 Suid-Afrikaanse uitvoere na die VSA oorheers en 31,8% van die uitvoermandjie beslaan. Motorvoertuie, onderdele en bykomstighede was in die tweede plek met 21,8% van die uitvoere na die VSA. Ander belangrike uitvoere het ingesluit nie ysterhoudende metaalprodukte, basiese yster en staal, ander vervaardiging soos juweliersware, metaalafval en skroot, krom, mangaan, diamante, sowel as chemiese produkte. Pakstouw, minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, het maandag die inligting in antwoord op 'n parlementêre vraag van Dr. Wynand Boshoff, VF plus LP verskaf. Hy moes 3 jaar lang wag, nadat hy Nieu-Seeland vir Australië verruil het, maar die stad Aiden Ross het uiteindelik in sy tweede toets gespeel, toe hy die afgelope Saterdag vir die Wallabies teen Japan uitgedraf het. Die lewe in jou rugbyloopbaan is 'n reistog en dit laat jou verskillende koerse inslaan, het hy gesê. Nieu-Seeland was wonderlik, maar die hoofstuk is nou klaar vir my. Ek en my gesin is nou in Australië en ons is gek daaroor, het hy gesê. Ross, wat in die Australiese staat Nieu-Suid-Wallis gebore is, het Nieu-Seeland sy ouers. Hy het in 8 seisoene meer as 100 wedstryde vir die Chiefs gespeel. Hy was op bystand vir die reeks in die Britse en Ierse leeu's, maar moes tot verlede naweek wag om sy buiging vir die Wallabies te kan maak. Met Tom Robertson op die krikkelys en James Slipper wat uitgetree het, kan Ross dalk van dese week op Twickenham teen die Rose uitdraf. Cody Taylor, 'n veteraan van meer as 100 toetse, erken hy's onverhoeds betrap deur die nuus dat Jason Holland die All Blacks na afloop van hulle Grand Slam toer sal verlaat. Holland, wat voorheen as hoofafrigter van die Wellington Hurricanes in Super Rugby reeks gedien het, sal steeds volgende maand op Nieu-Seeland se Grand Slam toer na die agterlyn en vaste fasette moet omsien voordat hy gaan klaarmaak. Tyler Haker, wat in 2015 sy buiging vir die All Blacks gemaak het en na verwagting die naweek teen Ierland in Chicago sal begin. Desmond Brits het in Nieu-Seeland met 'n skitterende 101 loophuis gespog en teen Sri Lanka ook die loopiekraan oopgedraai in 'n onoorwonde beurt van 55 lopies, maar sy sal word vergoed vir die nulletjies teen Indië, Bangladesh en Pakistan, sowel as die enkel syfers in rondom talle wedstryde teen Engeland en Australië. Daar is 'n rede waarom ek al daardie honderdtalle al opgestapel het en al daardie rekords laat spat het. Ek is nie 'n swak cricketspeler nie, dis eerder 'n geval van my oordeel wat soms beter moet wees, het sy gesê. Sy gee toe dat sy in die loop van die toernooi soms dinge oordink het, wanneer sy voor die penne was en sodoende onsekerheid in haar kolwerk geskep het. Ons kolvleis is sterk en daar is altyd iemand wat hand sal opsteek. Dit was nooit voorheen so nie, so hopelik kan ek en Laura Wolfhard in die kragspel onder die Engelse spelers inklim, het sy in die vooraand van die kragmeting in Guwahati, Indië gesê. Die toetsgroentjie, Holly Cracknell, het die ervare toetsvoorspeler Talupe Filatau in Wallis se groep vir die November toetse vervang, het die Walliese Rugby Indy vandag aangekondig. Die 34-jarige Filatau, wat 3 keer saam met die Britse en Ierse leeu's getoer het en meer as 100 toetse vir Wallis op sy kerfstok het Saterdag 'n kniebesering opgedoen toe hy vir Cardiff in die VRK teen Edinburgh gespeel het. Dit is 'n groot teleurstelling om Toby te verloor, want hy het baie ervaring, is gesê. Holly speel egter uitstekende rugby vir Leicester en ons is opgewonde om hom by ons te verwelkom, so sê Steve Tandy, Wallis se nuwe hoofafrigter. Dustin Johnson is een van LIV Golf sy eerste aanwinste wat glo tot 'n tweede kontrak met die Rebelle reeks ingestem het. Johnson wen van Amerikaanse Ope in 2016 en die Meesters in 2020 het oorspronklik in Junie 2022 'n kontrak by LIV Golf wat glo meer as $100 miljoen beloop het. Verskeie bronne bevestig dat Dustin Johnson 'n nuwe kontrak met LIV Golf onderteken het, so sê die golfwebwerf Flushing It. Daar is bespiegelinge dat sommige van die LIV Golf se vroeë aanwinste dalk beplan om na die PGA reeks terug te keer, na mate hulle kanale na toekomstige majors gaan opdroog. Die Karoo se stofpaaie het gister aan die Switser Simon Pelot behoort, maar dit was tog ook 'n goeie dag in die saal van die Suid-Afrikaners. Pelot het die derde skof van die Gravel Burns gryswedren oor 90 km tussen Graafrenet en die plaas Blouwater 2 ure, 43 minute en 35 sekondes afgeblits. Matthew Beers het vierde geëindig, maar hy behou sy oranje trui as die voorloper. Sy tyd, asook die van Tristan Nortje, in die 5de plek was 2 ure, 43 minute en 43 sekondes. Nortje se spanmaat, Marco Joubert, het 8ste klaargemaak en Beers se spanmaat, Johan van Zyl, was in die 10de plek. Beers se algehele voorsprong bo Pelot is 1 minuut gewees. In 'n taktiese skof in die vrouafdeling het die Amerikaner Lauren Stevens ook haar aanslag pyk afgewag oor die laaste 100 meter en in 'n tyd van 3 ure, 24 minute en 15 sekondes gewen.
Proteas het met 'n loopbaan beste bouvertoning deur Kobben Bos, 'n veelsidige vertoning deur George Linde en 'n 50-tal deur Risa Hendricks gisteraand geskiedenis gemaak in die eerste T20 cricketwedstryd teen Pakistan in Rawalpindi. Dit was die eerste keer in 7 voltooide wedstryde daar dat 'n span wat eerste gekolf het, die wedstryd gewen het. Die aanvangskolwer Risa Hendricks het 60 van 60 balle geslaan, moes na Suid-Afrika se goeie begin 'n ankerrol gespeel het nadat die linkerhandse draaier Mohammad Nawaz 3 vir 26 die skaal ewewig gegee het. Die Proteas het 74-1 in hulle kragspel gemoker nadat hulle ingestuur is om te kolf. Quinton de Kock, wat 23 aangeteken het van 13 balle, was aan die brand voordat hy 'n aflewering van die draaier Saheem Ayub, wat 2 vir 31 in die 4de bulbeurt liglangs na punt gestuur het. Die jong kragkolwer Luandre Pretorius kon weens siekte nie vir die wedstryd oorweeg word nie. Pakistan het op 82 vir 3 in die 11de beurt tot 89 vir 7 getuimel, waarna Bos met nog 2 paadjies sy beste boulontleding nog in hierdie formaat behaal het. Linde is agterna as die speler van die wedstryd aangewys. Die tweede van 3 T20 wedstryde teen Pakistan word Vrydag in Lahore beslis. Dis 'n Japaneese span wat goed geskram het teen Australië. Hulle het 100% van hulle yskraamballe gewen en slegs 'n strafskop of 2 afgestaan op Australië se voer. Die kans dat Porting kry is deels daarin gegrond dat Bath se Thomas de Toey nie mag speel nie, omdat die wedstryd buite die wêreld rugby se toetsvenster is. Malcolm Marx en Oxenche, albei wêreldbeker wenners, is onderskeidelik op hakker en loskopstit ingesluit. Agter die voorry is Rivera Slotte en RG Snyman en Lode Jager. Die voorrylinie op die bank is die Bulle trio Gerard Steenekamp op loskop, Johan Grobbelaar op hakker en Wilco Lou op vaskopstit. Met Kurtley Arendse terug van 'n besering en Ethan Hooker wat in die rugbykampioenskap op vleuel tuis gelyk het Erasmus besluit om Cheslin Kolbe op heel agter te kies. In 46 toetse tot dusver het Kolbe nog net een keer in die laaste vesting begin teen Ierland in November op 2022. Dis egter allerminste posisie wat vir hom vreemd is. Andre Esterhuizen is weer as 'n hybridiese speler op die plaasvervangersbank ingesluit, maar dit blyk dat Erasmus hom as 'n flank in gedagte het. Die groot haai center sal die nommer 20 trui dra. Erasmus sal Jan Hendrik Wessels graag vir volgende Saterdag se wedstryd teen Frankryk in Parys wil oorweeg, maar is aan die genade van die uitkoms van sy appel teen 'n skorsing van 9 wedstryde uitgelewer. Suid-Afrika se Springbokspan vir Saterdag lyk as volg: Cheslin Kolbe, Ethan Hooker, Jesse Kriel, Damien de Allende, Kurtley Arendse, Sasha Feinberg Nkomozulu, Kobus Reinagh, Jasper Wiese, Franco Mostert, Siya Kolisi die kaptein, Lode Jager, RG Snyman, Zachary Porten, Malcolm Marx en Oxenche. Op die plaasvervangerbank is Johan Grobbelaar, Gerard Steenekamp, Wilco Lou, Roan Orkee, Andre Esterhuizen, Kwagga Smith, Grant Williams en Manny Libbok. Saterdag se toets begin om 18:10 Suid-Afrikaanse tyd. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkiel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jy voertuigregistrasie namens jou waardig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 1933, Polokwane 1625, Lephalale 1824, Bombela 1730, Maikeng 1523, Pretoria 1721, Johannesburg 1517, Ermelo 1325, Kalahari 2136, Gaborone 1924, Richards Bay 1834, Pietermaritzburg 1533, Durban 1727, Port St. John's 1624, Pongola 1834, Maputo 2033, Bethlehem 1424, Bloemfontein 1228, Allewal Noord 1429, Welkom 1326, Vryburg 1424, Kimberley 1529, Appington 1935, Prieska 1834, Springbok 1329, Karasburg 1733, Keetmanshoop 1935, Mariental 2137, Alexanderbaai 13 en 18, Brandvlei 1633, Loederitsbaai 1225, Vredendal 1028, Kaapstad 1521, Sutherland 924, George 12 en 19, Jeffreys Bay 1323, Geberra 1124, Grafreinet 1025, Kaaphooggelas 1220, De Aar 1632, Molteno 1128, Beaufort West 1229, Oos-London 13 en 24 grade Celsius in die middag.
Die markte vir die dag lyk so, die rand verhandel teen R17.25 teenoor die Amerikaanse dollar, 'n Australiese dollar kos R11.31, die euro kos R20.07, 'n pond verhandel teen R22.89, 'n yen kos 11 sent, silwer se prys $46.70 Amerikaanse sent, platinum kos $1,581, palladium kos $1,377, goud per fyn ons is $3,928, Brent olie per vat is $65.62 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag, drome plus harde werk is gelyk aan sukses. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens en baie sterkte vir die Dame Protea span vandag.